shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. I'll praise 'cause you're suffering, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're suffering, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, and we sing praise the Lord, oh my soul, oh praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Hoë berge, diepe dale, stormwinde is die tale wat lees. Daar moet de God wees. Wilde waters, door duine, plate bome en woestyne wat skreeu. Daar moet de God wees. En die skepping gedei, dat die mens dom het weet. Hy leef, al in lof hier waardig hy leef. Hy leef, verhef oor die aarde, vermaak die woord, toch hoor waarom hy leef. Sagte stilte in die klove, bring 'n boodskap wat beloof, daar's meer. Daar moet 'n God wees. Aarde stilheid, donker wolke, roep die nasies, alle volke, 'n kreet. Daar moet 'n God wees. En die skepping
Hij is bij ons. Hij is bij ons. Alles vertel, hij is heilig, heilig. Alles vertel, hij is bij ons, bij ons. Alles vertel, hij is heilig, heilig. Alles vertel, hij is bij ons, bij ons. Hij leert, hij leert. Alle lof, ere, waarde. Hij leert, hij leert. Verheerd voor die aarde, verberg voor die God. Door woord waarop woord, hij leert. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb.
always be holy, holy forever. Your people sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig en duisternis. Begin en einde, begin en einde. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Gaan en tyd is in sy hand. Begin en einde, begin en einde. Die God die drie in een. Oh, Vader, Gees en Ziel. Sing het uit vir die koning van die konings. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons
omdat hy leef, kan ons dit vanoggend sê. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Omdat hy leef, kan ons sê, hoe groot is ons God. Hy is die naam bo elke naam. Hy is die koning van die konings. Hy is die wat opgestaan het vir my en vir jou. En vanoggend kan jy hier in sy vryheid kom sing. Jy kan in sy teenwoordigheid kom staan en jy kan iets beleef soos nog nooit tevore nie. Maar dit is vanoggend deur die woord, deur wat gaan gebeur, dat die Heilige Gees regtig jou sal lei in gees en in waarheid. Mag hierdie opstandingsdiens vir jou iets besonders wees, iets moois wees, iets goeds wees. En mag jy weet, God het vir jou opgestaan. En jy hoef nie vasgehou te word in enige iets in jou lewe nie. Want Christus het reeds die oorwinning gebring. Kom ons sing nog hierdie laaste keer. Hoe groot is ons God? Oh, hoe groot is ons God? Ons offer deur hande te klap. Ons ere die Here God Almagtig wat op die troon sit en die Lam. Baie dankie, ek kan jou sitplek inneem. Ek hoop jy het so geseënde naweek soos ons gehad. Dit is awesome om die Here te dien. Dis wonderlik om as gelowiges saam te wees. En nog 'n verder deel van ons aanbidding is wanneer ons ook gee, in gehoorsaamheid gee. So daar's vir jou nou geleentheid om jou tiende, jou bydrae te gee. En mag die Here jou ryklik seën. Ons gaan geleentheid gee vir die persoon om dit op te neem. En daar's verskillende maniere wat jy kan gee. Jy kan hier gee, jy kan aanlyn gee, soos jy verkies. Jy kan ook daar by die iDesk 'n kaarttransaksie doen as jy dit sou verkies. So terwyl hulle opneem, het ons 'n besonderse geskenk vandag wat ons kry van Dr. Johan Karstens, wat hier in ons gemeente is. Hy's 'n sendeling ook en hy het 'n boek geskryf oor die opstanding. So hulle gaan nou binnekort, voordat hulle die item doen, gaan hulle vir ons 'n boekie uitdeel. Dis 'n wonderlike geskenk en ons is dankbaar daarvoor. En ons wil ook vra dat julle dalk een per gesin neem, of jy's dalk alleen is, kan jy nou jou eie boekie neem, net om seker te maak dat almal kry. So baie dankie, hulle gaan nou vir julle uitdeel, en sodra hulle uitgedeel het, sal hulle dan begin. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions. Will anybody stay? It's been a hard year. So many nights and tears. All of the darkness trying to fight my fears. Alone, so long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know
probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you'd ever let go. So keep me out in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you'd ever let go. So keep me out in your hands. You're my safe place, my hideaway. You're my anchor, my saving grace. You're my constant, my steadiness. You're my shelter, my oxygen. I don't know who I'd be if I didn't know you. Thank God I do. I don't know who I'd be if I didn't know you. I'd probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you'd ever let go. So keep me out in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know you. Thank God I do. Ja, ek is so opgewonde om deel van hierdie geloofsgemeenskap te wees. Vir een van die redes wat nou op die verhoog gebeur, is dat in ons gemeente is jong mense en kinders baie belangrik. En baie gemeentes sê dit, maar jy sien nie die kinders nie. Die kinders is nie deel van die ministry van daardie gemeente nie. En ons geloofsgemeenskap, ons het Vrydag gesien hoe baie kinders is deel van bediening. En elke keer as ek jong mense so hoor sing, kyk, dit was fenomenaal, wil ek vir daai twee jong dames sê. Dit was regtig baie goed. En hulle het hier groot geword en ons sien hulle kom op en hulle neem deel aan die musiekbediening. Ons is baie opgewonde. Vrydag na Paasfees, ek gaan nou ietsie oor Paasfees sê, toe verskriklik moeg gewees, maar ek moes toe nou in Soweto gaan preek. En ek wil net nie gaan nie. Ek voel net, ja, hier is net te veel. Ek sien nie uit daarna nie, maar was ek nou aangenaam verras. Hierdie gemeente is 'n groot gemeente daar aan die suidekant van Soweto, heeltemal aan die ander kant van Soweto. En daar's nie 'n wit persoon in dit voel soos in 'n 100 km radius nie. En ek kom in die kerk in en hulle is besig om te worship. En hulle bring kinders op wat Psalm 1, sulke kleintjies wat Psalm 1 opsê, ek dink dit was in Sotho gewees, en daarna om my te verwelkom in Afrikaans. Hulle kan nie Afrikaanse woord praat nie, maar ek besef net, hier's 'n ding in ons land besig om te gebeur. Ja, daar's baie politieke onstuimigheid, daar's baie mense wat anders is, wat haatlik is. Maar daar het ek iets beleef van mense wat 'n passie het soos ons, 'n hart het soos ons. En wat enige iets sal doen om vir iemand anders die lewe gemaklik te maak. En letterlik, ek sê vir Tersia, ek het al 'n paar keer in daai gemeente gebruik. Elke keer as ek gekom, ek wil nie gaan nie. Ek is in weerstand. Ek sien lus om in Engels te gaan preek wat nie my taal is nie. Maar elke keer as ek so intoe gaan, dan kom ek vol energie terug. Ek soek sommer nog sulke gemeentes om my te gaan preek, jy weet. So dit is so wonderlik om te weet, daar's baie Christene in ons land. En dit is wat my verskriklik opgewonde gemaak het oor Vrydag. Ek dink ons almal wat hier is, weet dat Vrydag was 'n baie besonderse dag en vandag ook. Vrydag was 'n baie besonderse dag en ek dink daar was 4 redes wat vir my, was baie ander redes, maar 4 redes wat vir my absoluut uitgestaan het. Ek dink die eerste was dat die Here hier was. Was die Here hier Vrydag? Ons het sy gees ervaar, ons het lewe ervaar. Ek dink die tweede rede is omdat julle hier was.
As julle hier was nie, in groot getalle nie, was Vrydag nie 'n suksesvolle dag nie. Ek dink die derde groot hoogtepunt vir my is die hoeveelheid mense wat bygedra het. Meer as 100 mense was vrywilligers gewees en het oral toneeltjies gespeel, hande geskit, goeders gedoen op die terrein, worsbroodjies gebraai. Ek dink dit was waarskynlik meer hier dig by 200 mense wat betrokke was by allerhande goeders. En ek sien net, ek sê elke keer, hoekom sal mense dit wil doen? Net een rede. Die Here is goed vir hulle en hulle wil die Here eer. Die volgende rede kom ek baie opgewonde was, die laaste rede wat ek dalk wil noem, is dat op 'n stadium is ek nou baie bekommerd oor al die karre op die kerkterrein, en ek gedagtig daaraan dat daar iets soos motordiefstal is, stap ek toe na die buitenste hek toe, daarbo, daai verste hek, daar by die stopstraat, om seker te maak die hek is toe op 'n stadium, en toe ek al kom, toe sien ek die hek staan waawyd oop, en ek raas met die wag, ek sê vir hom, hoekom is die hek oop? Hy sê, pastoor, hy sê die karre staan tot amper by Pick n Pay. So dit was 'n wonderlike dag. Kom ons gee die Here 'n handeklap en ons is baie opgewonde. Vanoggend se boodskap gaan oor Paasfees. En spesifiek die werk wat Jesus gedoen het. En vanoggend gaan jy hoor. Jesus het reeds die werk gedoen deur sy kruisiging en sy opstanding. Ons taak in die hele verhaal is om te glo in die kern van Paasfees. En daarmee wil ek sê, ek is so opgewonde om 'n Christen te wees. Jy weet, baie keer as ek ander godsdienste bestudeer, wat ek lief is om te doen, te kyk, wat glo ander ouens in die wêreld? En hoekom glo hulle? Glo hulle dit maar net omdat hulle so gebore is? Of is dit die waarheid waarna hulle glo? En in die kern van die Christelike geloof staan Paulus se woorde. En hy som dit so pragtig op 'n stadium in 1 Korintiërs 15. En ek gaan dit nou vir jou lees, net 2 versies. Hy sê die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek van hulle ontvang het, was Christus, soos dit in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat hy begrawe is en dat God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Hierdie is die 2 basiese waarhede en miskien het jy al gewonder daaroor. Sê nou maar, Jesus was nie God nie. Het ons dan 'n waardelose geloof? Is dit maar net 'n storie wat die Christene oor die eeue vertel het om mense op 'n dwaalpad te neem? Sê nou Christus is regtig dood. Hy lê in 'n graf iewers en ons weet dit nie. Hoe weet ons? Jesus het vir ons sondes gesterf. Hoe weet ons? Jesus het uit die dood uit opgestaan. En dit is die goed wat jou verskriklik opgewonde gemaak vanoggend, wat ek so 'n bietjie met jou oor wil praat, want dit is baie keer wanneer mense voor my kom sit en sê, ek worstel met my geloof. Dan vat ek hulle na hierdie kernsaak toe. Die feite wys dat Jesus gesterf het vir jou sonde. Die feite wys dat Jesus opgestaan het uit die dood. En dis nie net die Christene wat so sê nie, die mense om die Christene, die historiese wat in daardie tyd geleef het, het dit opgeteken van hierdie goed wat gebeur het. En ek gaan hierdie preek laat handel oor 2 mense vanoggend. Ragab met die rooi tou. Ragab het die rooi tou uit haar venster uitgespan en sy het dit duidelik gemaak dat sy in God glo. In haar woorde wat ons so 'n paar keer herhaal het in hierdie 40 dae op pad na die kruis, sê sy vir die 2 spioene, want die Here, julle God, hy is die God in die hemel, daarbo en op die aarde hieronder. Daar het iets in haar gebeur, dat sy skielik begin glo het in die Here God Almagtig. En die spioene beveel haar om die rooi tou uit te hang. Die rooi tou wat sy uithang, sy het nog nie lekker verstaan nie, maar is sy uitreik na die hoop wat voor haar lê, die kruisiging en die dood van Jesus Christus. Toe sy daai rooi tou uit haar venster uit laat hang, het sy geglo in die kruisiging en die dood van Jesus Christus. En sy het dit op 'n manier reg gekry om God, daar's 'n mooi Engelse woord wat die Afrikaans sê, om tevrede te stel. Die Engelse woord sê to please God.
Sy was 'n vrou met 'n verskriklike slegte verlede. Sy was 'n vrou met, sy was waarskynlik die mees onwaarskynlikste persoon in die hele stad Jerigo wat gered sou word. Maar sy het een ding verstaan, is dat sonder geloof kan jy nie God tevrede stel nie. Wat God tevrede stel is nie my werke nie, is nie hoe ek lyk nie, is nie wat ek alles geleer het in hierdie lewe nie, is nie my graad nie, is nie my bankbalans nie. Wat God tevrede stel is my geloof in sy verlossingswerk. En dit is wat Rahab reg gekry het. Ek wil vanoggend met jou dan nou verder praat met 'n tweede persoon. Dit was ook die mees onwaarskynlikste persoon in die hele verhaal van Jesus se kruisiging. Wat waarskynlik het jy nog nooit oor daai persoon gedink nie. Het jy nog nooit 'n preek gehoor oor daai persoon nie. Maar as jy vir my vra, wat is die hoogtepunt na Jesus Christus wat aan die kruis hang, aan die kruis, en sy 7 kruiswoorde, is dit hierdie ou wat my vang. En hy was 'n Romeinse centurion. 'n Centurion was 'n offisier in beheer van 100 soldate. En hy het alles gesien wat daardie dag gebeur het by Jesus se sterfdood. En hy het alles beleef en hy het iets gesê, en vir my is dit die grootste belydenis van geloof wat jy ooit kan kry in jou lewe, is om hierdie woorde te kan sê. En ek gaan dit vir jou lees uit Matteus 27 vers 54. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Waarlik, hy was die seun van God. Die Bybel sê nie vir ons wie hierdie centurion was nie. Sê nie vir ons wat sy naam was, wat sy geskiedenis was, waar hy vandaan gekom het en wat met hom gebeur het nie. Want daardie oomblik het hy 'n kind van God geword. En is sy toekoms vasgelê en bepaal. En dit is baie interessant dat, jy weet, baie keer wanneer jy goeders lees in die evangelie, lees nie ander evangelies nie, dan kan jy soms die afleiding maak, hierdie is nie 'n baie prominente saak wat die Bybel wil beklemtoon nie. Maar in al 3 die synoptiese evangelies, Matteus, Markus, Lukas, staan hierdie selfde storie. En 2 van hulle roep uit, waarlik, hy was die seun van God. En in een erken hy Jesus se onskuld. So dit sê vir ons dat hierdie was verskriklike, belangrike belydenis. Waarlik, hy was die seun van God. En as ons op 'n goeie plek vanoggend kan eindig, wil ek eindig met jou belydenis van waarlik, hy was die seun van God. Miskien wonder jy oor Jesus. Dink jy oor Jesus? Miskien is jy nog nie daar waar jy al 'n besluit gemaak het vir Jesus nie. En is daar allerlei stemme in jou kop oor jou geloof. Maar onthou, een van die belangrikste evangelieskrifte is Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons redding is gebaseer op of ons God tevrede stel met ons geloof al dan nie. En dit is verskriklik belangrik dat jy vir jouself vra, hoekom sê jy glo jy? Glo jy regtig in Jesus? Want wanneer jy God tevrede stel met jou lewe, deur jou geloof, is dit wanneer jy gunsvoorsiening, oop deure, oop hemele in jou lewe ervaar. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. As jy in die hemel kom en jy het 'n gesprek met Rahab, gaan jy hoor hoe haar geloof in Jesus deur die rooi tou vir haar 'n bestemming geskep het. Sy is nie net gered van daardie val in daardie stad Jerigo die dag nie. Haar naam het nie net in die geslagsregister van Jesus verskyn nie. Sy het 'n wonderlike toekoms in die hemel verkry, 'n hemelse erfenis, 'n oop hemel vir haar lewe. En ek hoop dat wanneer jy vanoggend vir 'n paar oomblikke saam met my gaan kyk na hierdie wonderwerke, waarvan die kruis, wat daar gebeur het, wat gemaak het dat hierdie Romeinse centurion gesê het, waarlik, hy was die seun van God, dat dit jou hart sal roer, en dat hierdie waarhede jou sal transformeer. So wat is die kern van die evangelie? Dat
Jesus vir ons sondes gesterf het. Het is interessant dat Paulus die woord Christus gebruik, wat eintlik beteken die gesalfde een, die Messias. En hy sê daardeur dat Jesus was God. Daar's baie mense wat vra het of Jesus God is. As jy dink hy is nie, dink ek jy moet net weer jou Bybel lees. Daar's baie duidelike verwysings daarna dat Jesus God is. Dat God vir jou sonde gesterf het, die volmaakte een. As hy nie vir jou sondes gesterf het nie, is jy nog steeds in jou sonde, is jy nie verlos nie. Maar wat het gebeur met Jesus se dood? Dat onmiddellik voor sy dood een groot ding gebeur. En daarna tydens sy dood 2 groot wonderwerke gebeur. En die een was dat 3 ure duisternis op die aarde gekom. En jy lees dit daar in Matteus 27 vers 45 van 12 uur. En dit was die dinge wat hierdie hoofman oor 100 raak gesien het. Hy het 'n duisternis beleef van 12 uur af en het die hele land donker geword tot 3 uur die middag. Nou miskien lees jy dit 'n bietjie oningelig en wonder, maar wat is dit? Is dit nie maar net 'n soort van 'n sonsverduistering nie? Nee, dit was 'n buitengewone ding om op daardie tyd van die maand te gebeur. Want sonsverduistering kan net met 'n nuwe maan gebeur, kan nie met 'n volmaan gebeur. En ons het laas naweek 'n bietjie vir hulle verduidelik, nee, die mense in die Midde-Ooste werk nie met 'n solar kalender soos ons wat 365 en 'n kwart dae het nie. Hulle werk met 'n lunar kalender. So ons bepaal ons dae op grond van die son. Die mense in die Midde-Ooste, die hele Midde-Ooste, bepaal hulle dae met 'n lunar kalender, met die maan, met die stand van die maan. En hulle het net 29.5 dae in 'n maand. So 11 dae korter as wat ons het in 'n jaar. En dit is hoekom Paasfees elke jaar so skuif. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het, die Paasfees is nooit op dieselfde tyd nie. Want die 14de Nisan, die dag wat Jesus gekruisig is, was volmaan gewees. En net daai woorde van volmaan moet jou met verwondering vul. Hoe is dit moontlik? Sonsverduistering kan net plaasvind wanneer die maan tussen die son en die aarde kom. Dis onmoontlik wanneer die son en die maan aan teenoorgestelde kante van die aardbol is, dat daar sonsverduistering kan plaasvind. En dit is nie net ons wat gedink het dit is 'n wonderwerk, of die hoofman wat gedink het dit is 'n wonderwerk nie. Dit is letterlik die geskiedskrywers in daardie tyd. Daar's 'n Joodse geskiedskrywer, Flavius Josephus. Daar's ander geskiedskrywers wat gesê het, 'n Thallus wat gesê het, hier is ongelooflik, hier is buitengewoon. En hy het probeer uitvind, hoe is dit moontlik dat die son, of dat die maan tussen die son en die aarde gekom het. En almal van daardie tyd het geweet, hier is 'n onmoontlike verskynsel. Wat het die son donker gemaak? Ons almal weet as Christene, dis die oordeel van God. Duisternis gaan gepaard, is die simboliese betekenis, of die simboliese verskynsel van die oordeel van God. God het op daai oomblik sy aangesig van Jesus weggedraai, sodat Jesus, die seun van God, God self, die sonde van die wêreld op homself kan neem. Dit het hierdie mense om die kruis geskit, en jy kan vir jouself dink, hoe moes dit gevoel het, in daardie 3 ure wat donkerte oor die aarde toegesak het. Die tweede ding wat gebeur het, was die skeur van die tempelgordyn. Die tempelgordyn was nie nou soos daai klein gordyntjie daar in jou kombuis, so halwe gordyntjie nie. Dit was 'n massiewe ding geweest, 18 meter hoog, 10 meter wyd, 10 centimeter dik, wat gehang het binne die tempel, wat die allerheiligste van die heiligste geskei het. Wat 'n simbool was daarvan, dat ek en jy kan nie by God uitkom nie, ons het 'n priester nodig om by God uit te kom. En daai tempelgordyne van bo na onder geskeur, wat 'n fenominale verskynsel was. Niemand kon dit verstaan nie. Hoe kan dit gebeur? Maar daardie skeur van die tempelgordyne is om vir ons te wys, jy het nie meer 'n priester nodig na God nie. Jesus is ons hoëpriester. Hy deur sy bloed het hy vir ons versoening gemaak. En in die Talmud, wat die Joodse rabbiese geskrifte is dit opgeteken. 'n vreemde verskynsel het tydens Jesus Christus se dood plaasgevind in Jerusalem, deurdat die tempel geskeur het. 'n Aardbewing het plaasgevind, 'n geweldige aardbewing wat volgens geskiedskrywers van daardie tyd selfs tot in Egipte gevoel is. Die oomblik toe Jesus sê, dit is volbring. Mense buitekant die Bybelse omgewing het hier oor geskryf, het hier oor gepraat, oor 3 groot goed wat gebeur het. En toe daai aardbewing plaasvind en die hele aarde ruk en grafte gaan oop,
Toe roep hierdie Joodse centurion uit, of hierdie Romeinse centurion uit, waarlik, hy is die seun van God. Wat sê jy wanneer jy daarna kyk? Jesus Christus se opstanding, dis wat Paulus sê, ons glo nie net dat Jesus Christus gesterf en begrawe is, ons glo dat hy opgestaan het uit die dood. En dit is so treffend dat Jesus verskyn het aan die eerste verskyning, en dit is my altyd so mooi van God, God wil altyd iets vir ons daardeur sê, sy eerste verskyning is nie aan Petrus en Johannes en sy geliefde disippels nie, is aan Maria Magdalena, aan wie 7 duiwels was. Hy wil iets sê van die onwaarskynlikste persoon wat bereid is om te sê, waarlik, hy is die seun van God, is die een aan wie hy homself openbaar. En die opstanding van Jesus is 'n bewese feit. Geskiedskrywers het daaroor geskryf, verskeie geskiedskrywers, Pliny the Elder en the Younger het daaroor geskryf, Romeine het daaroor geskryf, Flavius Josephus het daaroor geskryf. En ek meen ons is al lank al verby die tyd dat ons historietjies glo wat Romeine opgedis het, die disippels het gekom om sy liggaam te steel. Die disippels was bereid om hulle lewe te gee vir die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, want hy het aan 500 van hulle gelyktydig verskyn. Paulus sê, as Jesus Christus nie opgestaan het nie, is ek bereid om weg te stap vir die evangelie van Jesus Christus af. Ek is bereid om te sterf, en hy het gesterf in Rome, vir die feit dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Glo jy dit? In die kern van ons geloof staan, dat Christus vir ons sondes gesterf is, begrawe is, en uit die dood uit opgestaan het. Wanneer ek en jy kan sê, waarlik, hy was die seun van God vanoggend, is ons nie net gered nie, het ons 'n nuwe toekoms. En miskien het jy nog nooit op die punt gekom dat jy dit kon sê nie, waarlik, hy was die seun van God. Maar vanoggend is 'n wonderlike geleentheid vir jou, as jy dit nog nooit gesê het nie, om dit uit te roep, om na die kruis te kyk, soos die Romeinse centurion. Onthou daai Romeinse centurion, hy het al letterlik honderde, as hy 'n Romeinse offisier was, het hy letterlik op daardie stadium van sy loopbaan, waarskynlik honderde, indien nie duisende, mense gesien wat reggestel is nie. Hy is glad nie beïndruk met een van hulle nie. Maar met Jesus Christus was hy diep beïndruk. En Lukas sê die rede kom my beïndruk was, is die onskuld van Jesus. Hy sien dat Jesus veg nie. Hy is soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, soos wat Jesaja geprofeteer het. Hy sien nie Jesus vloek aan die kruis nie. Hy sien nie Jesus beskuldig aan die kruis nie. Hy sien Jesus vergewe aan die kruis. Hy besef, maar hier is hy nie 'n gewone persoon nie. En dan sien hy die wondertekens om Jesus. Alles wat gebeur. Hy het nie Jesaja se boeke verstaan nie. Hy was nie Jood, hy was 'n Romein. Hy het glad nie geglo in die Joodse geloof nie. Maar hy het iets gesien wat sy hart so geruk het, dat hy uitgeroep het, waarlik, hy is die seun van God. Vanoggend, as jy nog nooit 'n geleentheid gehad het om dit te sê nie, gaan jy vanoggend 'n geleentheid kry in hierdie diens om dit te sê. Miskien het jy in jou geloof so 'n bietjie verkoud geraak. Miskien het jy so 'n bietjie vergeet van God. En ek dink in Suid-Afrika, met reg kan ek dit sê, ek dink ons is so 'n bietjie vergeet van God. En wat my Vrydag so opgewonde gemaak het, is ek sien hoe nodig mense God het. Ek sien, in Vrydag het ek gesien, dat mense besef, dat hulle kan dit nie alleen doen nie. Hulle kan nie die lewe alleen doen nie. Hoekom sal hulle op 'n goeie Vrydag wil kerk toe kom? Hoekom nie eerder hulle karavaan vat en vakansie gaan hou nie? Hulle wil iets sê deurdat hulle goeie Vrydag hier was. Hulle wil sê, Here, waarlik, U was die seun van God, en ons het U so nodig in ons huisgesinne, in ons lewens, in ons bestaan, in ons verhoudings, in ons werksplekke, in ons besighede. Ons kan dit nie alleen doen nie. En miskien het jy so 'n bietjie vergeet van God. Vanoggend is wonderlike geleentheid waar jy bietjie na die kruis weer kan kyk, na die graf kan kyk waarin Jesus nie is nie. Vanoggend terwyl ek deur daai tuine stap, en julle moet weer deur ons tuine van Hoop stap. Iemand in die gemeente
het gekom, nuwe mense in ons gemeente en vir ons solarligte geskenk en van hierdie week af later gaan die hele tuin in die nag ook verlig wees, die tuine van hoop. En vanoggend toe ek daar by die graf kom en daardie graf wat ons daar voorstel van Jesus in die tuine. En doen jouself vergins, as jy dit nog nooit gedoen, die gestap na die tyd deur die tuine van hoop, is op die skaal gebou van hoe die tuingraf waar Jesus waarskynlik opgestaan het in Jerusalem lyk. Die tuingraf van Jerusalem is net baie hoër, ons is baie kleiner. En ek staan dan en ek besef, Jesus is nie hier nie, hy het opgestaan. Hy is nie Mohammed wat in 'n graf in Mekka lê nie. Hy is die Here God Almagtige wat op die troon sit vir 'n ewigheid. En vanoggend, wanneer jy sê, waarlik, hy was die Seun van God, skud die aarde. Kom laat donkerte oor jou moeilikheid. En het jy toegang, direkte toegang tot die Here God, het jy oop hemel oor jou lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, dankie dat ons vanoggend kan uitroep, saam met die Romeinse centurion, waarlik, U was die Seun van God. Here, dankie dat U nie 'n Messias is wat in 'n graf iewers lê, in 'n ver afgeleë plek, wat ons moet besoek om ietsie te ervaar van die Messias nie. Maar dat U lewe en dat U in ons is deur U Gees, ons is deur U Gees, dat U op U troon sit vir ewig en oor die aarde regeer en dat alles afhanklik is van U. Waarlik, U was die Seun van God. En vanoggend, Here, weet ek is dalk mense wat nog nooit op die plek gekom het wanneer hulle dit bely het nie. Wanneer hulle na hulle self gekyk het en besef het, maar ons kan dit nie alleen doen nie. En waar hulle na U kyk en besef, U is God. U het nie net gesterf vir ons sondes in die kruis nie, U het uit die dood het opgestaan, U het graf, dood en hel oorwin. U is die versoeningsoffer vir ons sondes en ons oortredings. En om deur ons geloof te ervaar dat ons plaas ons geloof in U en ons word gered soos Rahab en ons word verander en ons toekoms word verander, ons lewe word verander, ons verhoudings word verander en elke aspek van ons lewe word aangeraak. Here, dat mense vanoggend sal opstaan in hierdie kerkgebou en sê, waarlik, hy was die Seun van God. En vanoggend, terwyl die musiek saggies speel en jy hier sit en jou saak voor die Here stel, as jy vanoggend op 'n plek gekom het waar jy wil sê, ek wil vanoggend uitroep, waarlik, hy was die Seun van God. En ek wil my verhouding met hom herstel, sodat donkerte oor my probleme kan kom, sodat die aarde kan skud en my lewe kan verander, my bestemming kan verander, en 'n oop hemel oor my lewe kan oopskeer, sodat ek God se genade, se liefde, se goedheid kan ervaar. As jy vanoggend op daardie plek is, waar jy jou geloof in God wil plaas, en jy jou verhouding met hom herstel, wil jy nie net nou jou hand opsteek nie. Dankie, 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 dankie. Verskeie hande het opgegaan. Ek wil hê dat ons vanoggend saam met hulle hierdie belydenis moet maak. Waarlik, hy was die Seun van God. So kan ons dit almal saam opsê vir hulle, saam met hulle. Waarlik, hy was die Seun van God. Here, ek bid vir daardie mense wat nou hulle hande opgesteek het. Ja, dit is mense wat hier sit en besef, ons het God in ons lewe nodig. Net soos daardie Romeinse centurion besef het, maar ek is verlore. My lewe is gemors. Niks werk uit vir my nie. Maar hier sien ek iemand wat my kan red. Ek sien iemand wat nie net 'n Joodse rabbi is wat 'n goeie voorbeeld stel nie. Ek sien iemand wat die mag het van lewe en dood in sy hande. Ek sien nie die wonderwerke om hom.
En ek roep uit, waarlik, U was die Seun van God. En Here, hierdie mense plaas hulle geloof vanoggend in U. Die wat hulle hande opgesteek het, plaas hulle geloof in U. En ek vra, Here, dat U hulle sal vergewe, dat hulle verhouding met U herstel sal wees. Here, dat hulle vanoggend kinders van God genoem kan word. Wat U woord sê in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. En ons bid, Here, dat hulle lewens sal ook in die geskiedenis neergeskryf word van iemand wat 'n rooi tou uitgehang het uit hulle venster, wat hulle geloof geplaas het in Jesus se kruisdood en se opstanding, hoe hulle bestemming verander het en hoe hulle lewens omvangryk en betekenisvol geraak het. Ons bid dit vir hulle in Jesus naam. Amen. Ja, ek besef vanoggend dat Suid-Afrika het God meer nodig as ooit van tevore. En ek wonder of ons nie vanoggend as gelowiges kan staan bietjie voor die Here en ons vertrou en ons geloof in God kan plaas deur te sê, waarlik, hy was die Seun van God, en ons vertrou dat die Here ons land sal red. Ek dink ons almal voel so bietjie hartseer oor wat in ons land gebeur en wat in ons wêreld gebeur. Maar wanneer ons na God kyk, dan weet ons, niks is onmoontlik vir hom wat glo nie. So dink julle ons kan staan voor die Here en daai belydenis maak vanoggend, waarlik, hy was die Seun van God. Kom ons staan voor die Here vanoggend. 'n goeie vriend van my in die gemeente het Vrydag vir my by die paasfees gesê, jong, ek dink ons staan te min voor die Here, en vanoggend staan ons voor die Here, en ons verklaar, kom ons maak hy verklaring, waarlik, hy was die Seun van God. Ons erken dit, Here, dat U God is, dat U lewe, en dat maak nie saak in watter donkerte die wêreld is nie. Here, U is die lig wat lewe gee. En ons wil lig en hoop spreek oor ons mooi land Suid-Afrika. Here, maak nie saak wat politici doen, sê en handel nie, Here. Ons weet dat U God is, en U is die een wat konings aanstel en konings afstel, soos wat U vir Daniel gesê het. En Daniel, jy hoef nie bekommerd wees oor die Nebukadneser nie. Ek is die Here God almagtig wat hom soos 'n koei gras sal laat eet as hy die verkeerde dinge doen. Dis dieselfde God, Here, wat ons vandag dien. U is die God wat mag het oor lewe en dood. En ons wil bid, Here, dat ons wat verklaar het vanoggend, waarlik, hy is die Seun van God. Dat daardie belydenis die hemele sal skud. Dat daar aardbewing oor Suid-Afrika sal kom oor ons belydenis vanoggend, oor die hoop wat ons uitspreek en die lewe waarin ons glo. Here, dat iets groots in ons land sal kom en gebeur en dat U Suid-Afrika sal red. En ons almal sê, amen. Vader, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus.
waardig. Aan U alleen kom toe al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig. Aan U alleen kom toe al die macht, al die krag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooie naam as Jesus. Laat die hele aarde juich, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verheerlijk, hoog aanstaan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom in elke nasie, elke volk, redden ziel. Hele schepen klink die hoogste Here naam boven alle namen. U alleen is Here. Laat die hele aarde juich, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verheerlijk, hoog aanstaan die koning van die heelal, wat weer terug gaan kom in elke nasie, elke volk, elke nasie, en elke volk, ja, reddende ziel. Ek wil hê jy moet asseblief jou hande so vanoggend uitsteek. Ek wil jou net seën vanoggend. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek bid dat jy voorspoedig sal wees. Mag jy God beleef en vir julle wat vanoggend julle saak met God reggemaak het, ek bid dat God julle sal lei in gees en in waarheid. Gaan kuier lekker, gaan geniet hierdie dag en onthou hoekom ons hier is vir die opstanding en ons weet Jesus leef. 'n Lekker dag vir julle.